Hier is die onderwerp. Toeskouers by en deelnemers aan Suid-Afrikaanse sport is te aggressief. Toeskouers by en deelnemers aan Suid-Afrikaanse skole sport is te aggressief. Julle is teen. Toeskouers by en deelnemers aan Suid-Afrikaanse skole sport is nie te aggressief nie. Ek kan al 'n paar goedjies dink. Is julle reg? Is daar vrae? Is julle reg? Kan ons die tyd begin vir voorbereiding asseblief tog? Soos ek het reg het, is ons op 5 minute, nee. Yes. Terwyl hulle voorberei, kan ons so 'n bietjie luister na 'n musiekie. Dit is dit, julle 5 minute het nog nooit so vinnig verby gegaan nie. So dames en here, hoe dit nou gaan werk is, luistersprekers, julle kan by julle tafel sit of julle kan daar gaan staan en praat, vat net jou eie mikrofoon saam. So kies wat jy wil doen. Hulle gaan nou debatteer oor hierdie onderwerp. Elke spreker kry 2,5 minute lank om te praat. Dit is ontsettend lank vir 5 minute se voorbereiding. En dan, na 1 minuut, gaan die groen vlag op. Na 2 minute die geel vlag en na 2,5 minute die rooi vlag. Dan sê jy baie dankie, ek weet ons wen en jy sit. En jy gaan punte verloor. Hoe voel julle? Is julle reg? Ek gaan nog 1 keer die onderwerp lees. Dames en here, hierdie 2 spanne debatteer vanaand oor. Aan watter kant is jy? Toeskouers by en deelnemers aan Suid-Afrikaanse skole sport is te aggressief of is hulle inleidend? Eerste spreker, jy kan begin en dan volg julle mekaar op. Baie sterkte. Geagte voorsitter en opponente, my naam is Juliet Skuman en ek is spreker 1 van my span. Gegee die onderwerp van hierdie debat, naamlik toeskouers by en deelnemers aan Suid-Afrikaanse sport is te aggressief, gaan ons span vol staan by ons standpunt dat aggressiwiteit 'n negatiewe impak op sport het. Ons ontleed die onderwerp as volg. Toeskouers as mense wat die sport ondersteun en daarvoor kyk, deelnemers, mense wat die sport doen, Suid-Afrikaanse sport wat in Suid-Afrika beoefen word, en aggressief, lelike goed skree of op 'n harde manier sê. Ons 3 argumente is as volg. Ek sal argumenteer dat aggressiwiteit kinders se selfvertroue afbreek, maar Shanaike sal bewys dat dit 'n negatiewe beeld skep en Mia Lindhout sal laastens met haar standpunt ons argumente saamvat en versterk met haar argument dat dit veroorsaak 'n verlies aan die liefde van sport. Ek lei die eerste van ons 3 argumente in met die volgende. Opponente, as ek op die netbalbaan staan en my opponent se ouer vir my iets lelik sê, is hulle dadelik in my kop en verloor ek al my selfvertroue. Deelnemers wat hulle opponent beledig of sleg sê, maak dit vir almal sleg en sal die persoon al haar liefde en passie vir die sport verloor en nie genoeg selfvertroue hê om dit mee te doen nie. Sonder aggressiwiteit sal dit vir almal die sport lekkerder maak. Dit is die amptelike begin van ons aanslag om te bewys dat aggressiwiteit 'n negatiewe beeld skep. Maar Shanaike sal ons standpunt versterk met haar argument dat dit 'n negatiewe beeld skep. Voorsitter. Geagte voorsitter en opponente, my naam is Annabel Leipser en ek is spreker 1 van my span. Juliet het geargumenteer dat aggressiwiteit jou selfvertroue kan afbring, maar dit sal dit juis nie doen nie, omdat eerstens dit is nie te aggressief nie, en as dit 'n bietjie aggressief is, kan dit veroorsaak dat jy meer energie kry en dan lus is om hulle verkeerd te bewys. Gegee die onderwerp van hierdie debat, naamlik toeskouers en deelnemers in Suid-Afrikaanse sporte is nie te aggressief nie,
gaan ons span volstaan by ons standpunt dat aggressiwiteit 'n positiewe impak op spelers kan hê. Ons stem saam met julle ontleding, want ons wil graag aandag op die volgende begrip vestig, aangesien ons glo dis belangrik in die konteks van hierdie debat. Aggressief is wanneer 'n sekere ding te rof raak en hand uitdruk. Ons 3 argumente is as volg. Ek sal argumenteer dat aggressiewe sport goeie kompetisie kan bied. Marlene du Plessis sal bewys dat aggressiwiteit spelers en toeskouers kan aanmoedig om beter te presteer en laastens sal Elrie Kloete ons standpunt saamvat en versterk met haar argument dat aggressiwiteit goeie sportmanskap kan bou. Ek sit die bal aan die rol met die eerste van ons 3 argumente. Aggressiwiteit bied goeie kompetisie. Eerstens wil ek net seker maak dat julle weet dat debat 'n sport is volgens die Olimpiese spele. Niemand hou daarvan om teen swak spanne debat te praat nie, want swak spanne kan ons ook afbring. Dis juis beter om teen meer aggressiewe spanne debat te praat, omdat dit beter kompetisie bied en dan kan jy regtig jouself goed bewys. Byvoorbeeld, ons praat nou teen julle. Ja, aggressiwiteit is goed, maar dit is nie te veel nie. Dit kan juis baie voordele inpak en niemand het al ooit by debat opgespring en iemand met die vuis geslaan nie. Ek is oortuig dat my argument aansluit by ons standpunt dat dit positief vir spelers en toeskouers kan beïnvloed. Marlene sal ons standpunt verder versterk met haar argument dat dit beter sportmanskap kan aanmoedig. Voorsitter. Geagte voorsitter en opponente, my naam is Marsnay Kearney en ek is spreker 2 van ons span. Annabel, jy weet natuurlik dat jou argumente min om die lyf het om ons te kon oortuig dat aggressiewe sport goeie kompetisie sal bied. Ek verskil met jou argument omdat ek eerder glo dat elke persoon aan 'n sport deelneem oor hulle liefde daarvoor en talent. En dit is onaanvaarbaar om aggressief op te tree wat die passie vir die spesifieke sport sal vernietig. Juliet kon sonder enige twyfel bewys dat deur te aggressief te wees, breek die leerders af. Ek stem saam omdat ek op baie langs 'n sportveld gestaan het en ek was stom geslaan oor die aggressiewe kommentaar. Dit bring my nou by my eie argument. Opponente, langs hoeveel sportvelde het julle al gestaan en gehoor hoe ouers as ook die deelnemers selfs soms ongeduldig word of geïrriteerd en dan nie besef wat hulle sê nie. Elkeen van ons is stom geslaan en ook soms teleurgestel. Deur te veel aggressiewe kommentaar te lewer, skep 'n swak as wel 'n negatiewe beeld vir jou skool, maar ook vir jou eie persoon jouself. Mense besef nie altyd wat hulle sê of hoe hulle optree, wat se invloed dit het en wat se nagevolge hulle moet dra nie. Met ons 2 argumente wat ons tot dusver op die tafel gelê het, glo ons dat ons meer as genoeg skietgoed in ons arsenaal het om te kon bewys dat toeskouers en deelnemers te aggressief optree. Mia Lindhout sal ons finale sarsie afvuur met haar argument dat te aggressiewe deelnemers en toeskouers 'n verlies van die sport aan die persoon sal veroorsaak. Voorsitter. Geagte voorsitter en opponente, my naam is Marlene du Plessis en ek is spreker 2 van ons span. Marsnay, jou argument is geweeg, maar te lig bevind. Jy het moedig probeer om ons te oortuig dat die spelers negatiewe gevolge dra van aggressiewe toeskouers en deelnemers. Maar ek verskil van jou omdat ek glo dat ek baie meer woema in my het as iemand my aanmoedig. Annabel kon sonder enige twyfel bewys dat goeie gees en motivering bied goeie kompetisie. Ek stem saam met haar, want ek speel baie beter as iemand my aanmoedig. Dit bring my nou by my argument. Opponente, dink jy daaraan om 'n sportwedstryd te speel met niemand wat skree of jou aanmoedig nie? Jy sal dood en ongemotiveerd voel. Ek kan met sekerheid sê dat as my ma langs die veld staan en my aanmoedig, voel ek sommer lewendig en reg om meer te speel. Die gees en motivering is nodig om kinders aan te moedig en hulle te laat beter presteer. Op die veld, gees en motivering op die veld is net so belangrik vir 'n goeie, lewendige wedstryd. Daarom glo ek dat toeskouers by die
toeskouers by en deelnemers aan Suid-Afrikaanse skole-sport nie te aggressief is nie. Ek glo dat my en Annabel se argumente alreeds die skaal in ons guns laat swaai. Beide dra genoeg gewig om ons standpunt dat goeie gees en motivering langs Suid-Afrikaanse skole se sportvelde noodsaaklik is vir goeie kompetisie. Elrie Kloete sal nou die kroon span met haar argument dat goeie sportmanskap gebied word deur goeie gees langs en op die veld, voorsitter. Geagte voorsitter en opponente, my naam is Mia Lindhout en ek is spreker 3 van ons span. Ek herinner julle kortliks aan ons span se standpunt en my spanmaat se argumente. Ons staan steeds vas in ons oortuiging dat aggressiewe spel 'n negatiewe impak op spelers het. Juliet het geargumenteer dat aggressiwiteit kinders afbreek en Marshall kom bewys dat 'n aggressiewe sport skep 'n negatiewe beeld. Ons opponente het al bes probeer om ons te oortuig van ons standpunt dat aggressiwiteit 'n positiewe impak op spelers het. Maar kon nie hond of haar afmaak nie, omdat ons oortuig is dat ons glo dat aggressiwiteit juis spelers afkraak en die lekker gees bederf. Marlene, jy het met 'n waardige poging vorendag gekom en geargumenteer dat aggressiewe sport spelers beter laat presteer. Ek verskil egter van jou argument, want hoe kan aggressiwiteit jou beter laat presteer as jy afgekraak en uitgetrap word? Dit bring my nou by ons laaste argument. Aggressiewe deelname of toeskouers veroorsaak 'n verlies in die liefde van die sport. Dit is nooit lekker om op geskree te word nie, selfs al is dit op 'n positiewe manier. As mense met my aanmoedig op 'n aggressiewe manier, gaan dit juis voel asof hulle my afgetrek het. Sport sal nie lekker wees as almal aggressief is nie. Sport se lekkerste deel is dan juis die kameradie en sportmanskap. Toeskouers en deelnemers is te aggressief en hulle versmoor die lekkerste deel van sport. Opponente, daar is 'n baie bekende gesegde wat sê, dis bo my vuurmaakplek. Vandag se onderwerp was verseker bo jou vuurmaakplek. Julle kon ons nie oortuig dat toeskouers en deelnemers aan Suid-Afrika se skoolsport nie te aggressief is nie, omdat aggressiewe spel 'n negatiewe impak op die sport het. Voorsitter. Geagte voorsitter en opponente, my naam is Elrie Kloete en ek is spreker 3 van ons span. Ek herinner julle kortliks aan ons span se standpunt en my spanmaat se argumente. Ons staan steeds vas in ons oortuiging dat toeskouers en deelnemers ons positief sal beïnvloed. Annabel het geargumenteer dat dit moedig kinders aan om goed te doen, want die gees help kinders om hulle meer te motiveer. Marlene het bewys dat dit bied goeie kompetisie, omdat as jou ouers langs die sportveld staan, dit jou laat beter voel. Ons opponente het al bes probeer om ons te oortuig met ons standpunt, maar ons stem nog steeds nie met hulle saam nie. Mia, jy het vir 'n oomblik gedink jy kan op jou laure rus met julle argument, dat aggressiewe deelname negatiewe impak het op ons. Maar ek verskil egter van jou, want ons het reeds vir julle bewys dat toeskouers en deelnemers reeds nie aggressief is nie. Dit bring my nou by ons laaste argument. Dit bou goeie sportmanskap. Wanneer ouers betrokke is en moedig dit kinders aan, ek is seker dat julle al by 'n wedstryd was en ek is seker dat julle gesien het hoe fantasties die gees is. Ek is ook seker dat julle nog niemand gesien het wat iemand anders aan die keel gegryp het omdat hulle verloor het nie. Want ouers wat betrokke is, wys kinders hoe om goeie sportmanskap te hê en dit breek reeds nie deelnemers af nie. So opponente, betrokke ouers en deelnemers is nie te aggressief nie. Opponente, dit is goed om ligkastele te bou, maar jammer om te sê, drome moet realisties wees. Julle kon ons vandag nie oortuig dat toeskouers en deelnemers in Suid-Afrika te aggressief is nie. Voorsitter. Kan ons applaus skryf vir die argumente wat voorberei is? Daar gaan nou 'n spontane debatgesprek wees. Op 5 minute sal julle 'n groen vlag sien, 6 minute geel en 7 minute rooi. Ons gaan by die opponerende span begin om te skiet met die eerste vraag.
Marjane en Juliet, julle is albei onder 15 aan netbalspan. Dink julle om 'n kreet te skree voor 'n wedstryd is te aggressief? Nee, ons dink nie so nie, maar dis nie wat ons as aggressief beskou nie. Ons beskou aggressief as iemand se ma wat vir jou sê, stamp haar terug. En In die onderwerp sê hulle, dit is toeskouers by en deelnemers aan, nie net toeskouers by nie. Opponent, volgens julle ontleding het julle die woord aggressief ontleed as iets wat hand uitdruk en te rof raak, maar ek kan nie verstaan hoe, as jy 'n kreet voor 'n wedstryd sê, hoe is dit te rof of hoe ruk dit hand uit? Maar wat is dan juist vir julle aggressief? Want daar is nie gereeld iets wat hand uitdruk. Soos Juliet net gesê het, as iemand so maar vir jou sê, stamp haar terug, of die oomblik wat jy moet begin aggressief en vuil spel begin speel. Opponente, het julle al Hoofmeisie gekyk? Nee. Kyk wel, daar is so 'n deel in die fliek waar die ma's mekaar begin slaan met handsakke en waar hulle so betrokke raak in die spel dat hulle heeltemal hand uitdruk. Maar Mia, onthou, dit is nie die realiteit nie. Dit het in 'n fliek gebeur. Maar Niemand het nou opgestaan en Op die netbalbaan is dit 'n realiteit. Het dit al gebeur wat 'n ma jou kom slaan met die vuis? Nee, maar my doel het al amper. Ek dink ons gaan van die onderwerp af, kan ons asseblief almal weg na die volgende vraag toe. Okay. Marlene, het jy al ooit op die hokkieveld gestaan en jou opponent se maat vir jou iets gesê of jou opponent self? Wel, dit gebeur gereeld op die netbalbaan waar my opponent my byvoorbeeld hard stamp of sê of my vashou dat ek nie kan beweeg nie. So beskou julle dit as aggressief en moedig julle dit aan? Ek voel dit hang af van persoon tot persoon, want julle is besig om te veralgemeen. Ons sê dat nie alle toeskouers en deelnemers aggressief is nie, en tog verwys jy net na een speler of een speler se ma wat aggressief was teenoor jou. Maar dit is 'n realiteit. Daar is mense wat te aggressief is en dit moet stop. Ek dink dit is te aggressief nie, want persoonlik vir my motiveer dit my net nog meer om te wil wen. Opponent, as iemand se ma vir my byvoorbeeld sê, jy speel vuil of jy sleg, motiveer dit my definitief nie om beter te veel nie. Dit kraak my af. Maar Juliet, glo jy nie juist dalk jy kan dit as 'n uitdaging sien om hulle verkeerd te bewys nie, in plaas van net om niks te doen, hulle punt te bewys en in die hoek te gaan huil. Opponent, ek sien na voor elke wedstryd sien ek op na hoe iemand se ma op my gaan skree. En opponent, nie almal het die hoë vlak van selfvertroue om teen daai aggressiewe kommentaar of enigiets in daai lyn te kan veg nie. Ek dink nie dis eintlik waar ons debatteer oor ons kant van die debat is dat skoolsport nie te aggressief is nie. Ons moedig nie aan dat aggressiwiteit goed is nie. Ons sê net dit is nie te aggressief. So iemand se ma wat op my skree is nie te aggressief nie. So opponent, sien julle niks daarmee fout dat as byvoorbeeld iemand se ouer op jou kom skree of slegte kommentaar oor jou kom lewer, is dit nie te aggressief nie. Aanvaar julle dit as Ek voel julle fokus te veel op die ouers. Dit sê die deelnemers en die ouers. Opponent, Julle is besig net om oor die ouers te gesels. Die deelnemers is eintlik erger, want hulle is die wat jou stamp of vashou. Maar tog is rugby 'n sport waar daar baie aggressiwiteit Maar hulle weet waarvoor hulle inskryf met rugby. En hulle is nog steeds aggressief en dit is nie deel van die spel nie. Okay, kan asseblief almal weg na die volgende vraag. Het julle enige vrae vir ons? Okay, sonder enige aggressiwiteit, of sal ek eerder beskryf as positiewe gemoed en genietheid van die sport, is sport eintlik niks nie. Stem julle saam met my daarmee of nie? Kan jy asseblief ons verduidelik wat jy sê? Ek sê, ek vra vir julle eintlik, is sport vir julle iets sonder om 'n bietjie aggressief te wees op 'n gesonde manier? Ja, opponent, dis normale sport. Maar glo julle nie juist soos wat Elrie geargumenteer het nie, dit kan goeie sportmanskap bou en dit is juist nie te aggressief nie, want aggressief is nie 'n goeie ding nie. So. Ja, opponent, ons stem saam. Om aggressief te wees is nie 'n goeie ding. Dit is reeds hoekom ons sê dat as jy te veel aggressief is, kan dit jou liefde vir 'n sport afkraak of jy Maar kan ons sê mos reeds dat sport nie te aggressief is nie.
maar dit is opponent. Dit is so aggressief. Die spelers, het jy al gesien by 'n rugbywedstryd hoe opgewerk die spelers kan raak dat hulle mekaar begin gryp of by netbal hoe die mense mekaar stamp. Dit is te aggressief. Mens kry sporte wat 'n semi-kontak sport is, so jy mens mag hulle stamp. Ja, opponent, maar jy moet ons sê hulle stamp te veel. Hulle is te aggressief. Okay, maar onthou, julle fokus soos wat Elrie gesê het net op kontaksporte. Soos wat ek in my toespraak bewys het, debat is ook as 'n sport beskou vir die Olimpiese spele en niemand hier is regtig besig om mense te slaan nie. Sorry. Het 'n beoordelaar nog nooit vir jou gesê jy is besig om te katterig te raak nie? Nee. Ek maar opponent, toe ons by Witbank gepraat het hierdie jaar, toe sê hulle vir ons opponerende span, hulle is te katterig. So dit gebeur. Ek dink ons misverstaan die onderwerp want 'n sport bestaan uit goeie aggressiwiteit op die veld. Maar met 'n hokkie byvoorbeeld, almal is aggressief op die veld. Jy stamp soms iemand, maar na die veld is jy baie vriendelik, jy groet almal en dan is dit verby. Ja. Maar die nodige aggressiwiteit terwyl die wedstryd aan die gang is daar. Opponent, daar is 'n lyn wat mens moet trek. Daar is aggressie in sport, maar daar's 'n lyn waar mense moet trek. Dit is 'n lyn wat oortree word waar dit net goeie sportmanskap word verander in aggressie en kwaad hier binne jou waar jy te opgewerk raak. En opponent, ek wil net ook bylaas, ek wil teruggaan na julle ontleding na die woord van aggressie waar julle dit ontleed het as iets wat hand uitdruk. So sien julle niks vir daarmee die feit dat ja, jy kan aggressief wees in 'n sport, maar so julle klassifiseer dit as dis reg as iets buite hand uitdruk of wanneer iets te rof raak. Maar soos al ons spanmaats gesê, dit ruk nie uit hand uit nie, want ons het 'n mate van aggressiwiteit op die sportveld vir goeie sportmanskap. Dit is dit, baie dankie julle vir 'n baie nie aggressiewe debattering. Ons gaan kans gee vir julle mede-debatleerders om vir julle vrae te vra. Hou ook asseblief tog in gedagte dat dit nie jou beurt is om 'n toespraak te lewer nie, maar net 'n vraag te vra. Waar is hy? Elke span gaan 2 vrae kry. Wat is jou naam? Stefan Eyshoam. Jy het 'n pragtige naam. Stefan, vir wie is jou vraag? Dis vir die teenstanders. Gaan voort. Dink julle nie dat aggressiwiteit in die sport vriendskappe tussen leerders wat in verskillende skole sal breek nie en dat dit miskien die skool se naam deur die modder sal trek nie? Ek kan nie lekker hoor wat jy sê nie. Dink julle nie dat aggressiwiteit in skole-sport vriendskappe tussen leerders in verskillende skole sal breek nie en ook miskien die skool se naam deur die modder trek nie? Ons sê dit is nie te aggressief nie. Ons sê dit is presies die nodige aggressiwiteit wat nodig is vir 'n goeie lewendige wedstryd. Ons dink nie dit gaan vriendskappe verbreek nie, want dit is 'n gesonde vlak van aggressiwiteit. En Stefan, ek het teen een van my baie goeie vriende vroeër debat gepraat en ons het natuurlik nie soos ons die koppe gestamp in die debat, maar na die tyd het ons weer vrede gemaak, want dit is ook dit soos wat Elrie gesê, dit bied goeie sportmanskap. Right, kom ons beweeg aan hierdie kant toe. Wat is jou naam? Meneer Exak du Plessis. Welkom hierso. Het vir wie jy 'n vraag? Wonderlik, dis ons tweede vraag. Hallo, hoe gaan dit? Dink julle nie dink julle nie toeskouers wat by soccer games waar hulle busse stenig, dink julle nie dis te aggressief nie? Kan ek weer herhaal? Ek sê daar's baie kere waar daar soccer games is, die Mamelodi Sundowns en die Orlando Pirates waar toeskouers busse stenig en aan die brand slaan omdat hulle ongelukkig is deur die uitkoms van die game. Dink jy nie dis te aggressief nie? Dit is nie in die onderwerp nie. In die onderwerp sê dit Suid-Afrikaanse skole, nie Ja, wat jy gesê het. Right, ons het 2 vrae oor vir die inleidende span as ek dit nie mis het nie. Wat is jou naam? Elke. Okay, dit is vir die inleidende span
En ons wil graag by julle weet, is julle bewus van die feit dat daar met amper elke sport reëls is wat die aggressie kan beperk en goeie sportsmanskap bevorder. Is julle bewus daarvan? Ons is bewus van daardie feit, maar daardie reëls word gebreek deur ouers en deur spelers en daar is steeds aggressie, selfs al is daar reëls. Ja, by een van ons netbalwedstryde was daar 'n ouer 'n caution gegee omdat sy lelike goed vir ons gesê het en sy het nog steeds nie haarself verwyder van die baan nie. Right, dit raak interessant. Wat is jou naam? Susan. Susan, vra nog 'n vraag vir die inleidende span, Susan. Hallo julle, my vraag aan julle is, sou julle nie sê dat aggressiwiteit en aggressiewe gedrag op die veld en op die paviljoene langs die veld so kenmerkend deel is van die Suid-Afrikaanse kultuur en die kultuur in skolesport dat dit net bloot nie verwyder kan word van skolesport in Suid-Afrika nie? Ja, ons wil dit veiliger maak. Ons wil dit veiliger maak, ja. Dit is dit. Is ons te aggressief? Ons sal hoor wat sê die beoordelaars. Kan ons asseblief 'n groot applous vir hierdie twee spanne kry?